Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, 1 Junie 2025. Hierdie nagmaaldiens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Openbaring 7 en die tema van die preek: God bewaar sy kinders. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan verse 1 en 4. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe, die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink oor die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak as rotsburg onbekend gemaak. Psalm 48 vers 1 en 4 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here het as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 130, daarvan die eerste vers en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wees ons genadig, o God. Ja, in die troue liefde wis ons oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld, reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredings ken ons en van ons sonde bly ons altyd bewus. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ons was al skuldig toe ons gebore is, met sonde belaaid toe ons moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ons dan diep in ons binneste weet hoe U wil dat ons moet lewe. Neem tog ons sonde weg, dat ons rein kan wees. Was ons dat ons witter as sneeu kan wees. Moet tog nie ag slaan op ons sondes nie, wis al ons skuld uit. Skep vir ons rein harte, o God, vernuwe ons gees en maak ons standvastig. Moet ons tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van ons af wegneem nie. Laat ons weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat ons U weer met toewyding dien. Ons sal oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red ons van ondergang, o God, ons redder, dat ons kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee ons U woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ons dit bring. Brandoffer wil U nie hê nie.
Die offer wat U wil hê is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Laat ons U liefde en U goedheid ervaar. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 118, daarvan vers 1. Weet oor, is die mikrofoon aan? Kan julle my hoor daar agter? Okay. Ons luister vanoggend na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Openbaring 7. Openbaring 7, daarvan die hele hoofstuk. Daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie mag gegee is om land en see te tref. En het vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam van Juda is daar 12.000 gemerk, uit die stam Reuben 12.000, uit die stam Gad 12.000, uit die stam Aser 12.000, uit die stam Naftali 12.000, uit die stam Manasse 12.000, uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Isaskar 12.000, uit die stam Sebulon 12.000, uit die stam Josef 12.000, en uit die stam Benjamin is daar 12.000 gemerk. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en die hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. God sal al die trane van hulle oë afdroog. Nou die laaste gedeelte van vers 3.
Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. En dan vers 10 ook, hulle het hardheid geroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die Lam. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede Sondag het ons gehoor hoe die 5de en die 6de seels oopgemaak word en hoe God genadig red, maar ook regverdig oordeel. Aan die einde van die hoofstuk word die vraag dan gevra, wie sal staande kan bly wanneer God sy oordeel aanbreek? En nou kry ons vanoggend die antwoord op daardie vraag in Openbaring 7. Amper asof daar eers so 'n blaaskansie gegee word om dinge in perspektief te sien voordat die 7de seël oopgemaak word. Ja, in Openbaring 7 word daar dan ook vir ons bemoediging en troos gegee oor die mense wat God se oordeel sal oorleef. Eerste bemoediging en troos gaan dan oor die bewaring van die gelowiges. Ja, wanneer die 7de seël oopgemaak gaan word, gaan 7 engele op 7 trompette blaas. En trompette kondig iets aan. Die koms van 'n koning is byvoorbeeld met 'n trompet aangekondig. In Openbaring word die koms van God se oordeele met trompette aangekondig. En hierdie oordeele gaan nie net eendag plaasvind nie, maar dit is al reeds besig om die mensdom te tref. Ons sien dit in die chaos waarin die wêreld verkeer. En daarom is dit 'n baie goeie vraag. Wie sal staande kan bly wanneer God se oordeel aanbreek? Die antwoord is, die Here se kerk sal staande bly. Hoofstuk 7 wys ons wat met gelowiges gaan gebeur tydens God se oordeele. En dan in vers 1 sien Johannes 4 engele wat by die 4 hoeke van die aarde staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ja, in vers 2 kom daar 'n ander engel van die ooste af met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref en vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Met ander woorde, voordat die stormwinde van God se oordeele die aarde tref, moet die gelowiges eers gemerk word met die seël. Wat is die seël? Die seël het in die Bybel 3 betekenisse. In die eerste plek beteken die seël beskerming en bewaring. Die klip voor Jesus se graf was byvoorbeeld verseël en 'n wag het dit opgepas. In die tweede plek beteken die seël eiendomsreg. In Hooglied 8 vers 6 lees ons, hou my teen jou soos die seelring op jou bors, soos die seelring aan jou arm. En dan in die derde plek beteken die seël egtheid en suiwerheid. In Jeremia 32 het Jeremia 'n seël op die kontrak gesit waarmee hy die grond gekoop het om te bevestig dat daardie kontrak waar en eg is. 'n Paar weke gelede het ons gehoor dat 'n sakrament 'n teken en 'n seël is. En ons elkeen is gedoop met die water as teken en seël wat ons verseker. Soos water ons skoon was, so het Christus se bloed ons skoon gewas van die sonde. Vandag gaan ons die teken en seël van die nagmaal gebruik in die tekens van brood en wyn. Wat vir ons sê, so seker as wat ons die brood breek, die wyn drink,
So seker is Jesus se liggaam vir ons gebreek en is sy bloed namens ons vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sonde. Gelowiges dra daarom op 3 maniere God se seël. Ja, die Vader het ons verseël met beskerming, want hy beskerm ons dwars deur ons lewe. Hy sal vir ons 'n God wees. Die Seun het ons verseël met eiendomsreg, want hy het ons verlos en ons met sy bloed gekoop. Die Heilige Gees het ons verseël met waarheid en egtheid, want hy verseker ons dat ons ware kinders van God is deur geloof in ons te werk. In Openbaring 7 val die klem op eiendomsreg en beskerming. En let daarop dat God se kinders op hulle voorkoppe gemerk word met die seël en dat hulle getal 144.000 is. Openbaring 14 lees ons weer van die 144.000. Ons lees daar dat hulle die naam van die Lam en die naam van die Vader op hulle voorkoppe het. God se naam is dus die seël. God het sy naam op gelowiges geskrywe, sodat almal kan weet dat ons sy kinders is, dat hy ons beskerm en dat ons aan hom behoort. Maar wat beteken die 144.000? Soos die ander getalle in Openbaring, moet ons die 144.000 ook simbolies verstaan. Sodra ons dit letterlik begin neem, dan kry mens afwykings soos in sekere kultegroepe, as jy dit letterlik opvat. Nee, dit is simbolies, maar wat beteken hierdie simboliek? In die eerste plek word die getal 3, wat die 3-eenheid aandui, vermenigvuldig met 4, wat die skepping aandui. 3 maal 4 is 12. So 12 wys op die 3-enige God, wat besig is met sy skepping. In die Ou Testament was die 3-enige God besig met sy skepping, en daarom het die volk Israel ontstaan. Hulle word verteenwoordig deur 12 stamme, kerk van die Ou Testament. In die Nuwe Testament was die 3-enige God besig met sy skepping, en daarom het die kerk ontstaan. 12 disippels, apostels, verteenwoordig die kerk van die Nuwe Testament. Wanneer ons die 12 stamme van Israel vermenigvuldig met die 12 apostels, kry ons 144. Die 144 simboliseer dus God se kerk van die Ou en die Nuwe Testament. En om vir ons te wys dat die kerk nie net 'n klein groepie is nie, word die 144 vermenigvuldig met 1000. 1000 is 10 maal 10 maal 10. 10 tot die mag 3. 'n volmaakte kubus. Die volmaakte getal van God se uitverkore kinders. Met ander woorde, die 144.000 dui op God se kerk van die Ou en die Nuwe Testament in haar volmaaktheid en volkomendheid. In verse 5 tot 8 word 12 stamme van Israel genoem, met 12.000 verseeldes in elke stam. Wat interessant is dat die stamme Dan en Efraim glad nie genoem word nie. 2 nuwe name word genoem. Die stam Levi, die priesters, wat in die Ou Testament geen grondgebied gekry het nie. Hulle kom in die plek van Dan. En Josef kom in die plek van Efraim. So hoekom word Dan en Efraim hier uitgelaat? Dan is die stam wat besig was met afgoderry en goddeloosheid. Daarvan lees ons in Rigters 18. Efraim was ook besig met afgoderry en was die oorsaak van die skeuring van Israel.
Daarvan lees ons in 1 Konings 12. En God laat nie met hom spot nie. En daarom word Dan en Efraim se name uitgelaat. Want sien broers en susters, die feit dat ons name op die kerk se boeke is, beteken nie dat ons 'n kaartjie na die hemel toe het nie. Dat ek en jy gedoop is, beteken nie dat ons outomaties gered is nie. Diegene wat nie na God luister en hulle bekeer nie, kan nie deel wees van God se volk nie. Daar's altyd twee kante van die verbond. Ja, God bly getrou, maar ons moet gehoorsaam wees. Diegene wat tot God bekeer en wat hom met hulle hele lewe wil dien, die wat glo, het die sekerheid dat hulle deel is van die 144.000 verseeldes. Hulle het die troos dat hulle aan God behoort en dat hy hulle sal beskerm. Die 144.000 wat Johannes in die eerste deel van Openbaring 7 sien, is 'n uitbeelding van die gelowiges tydens hulle aardse lewe. Dit is gelowiges in hulle daaglikse stryd. Dit is ons wat elke dag die pyn, ellende en vervolging in die wêreld sien en ervaar. Ja, God se oordeele oor die goddelose mense word al hoe duideliker. Al hoe meer mense draai hulle rug op God en sy woord. Maar God het nog altyd sy kinders bewaar. Tydens die sonvloed het hy Noag en sy gesin bewaar. Hy het sy volk bewaar tydens die pla in Egipte. Tydens die woestynreis, tydens die ballingskap het hy nie sy kinders vergeet nie. Maar dit beteken nie dat God se kinders gevrywaar is van swaar kry tydens hulle lewe hier op aarde nie. Dit beteken dat gelowiges in swaar kry en moeilike omstandighede kan weet dat God hulle vashou en beskerm. Hy sal nie toelaat dat ons deur swaar kry vernietig word nie. Want broers en susters, ons is deel van die 144.000 verseeldes. En dit gaan nou weer aan ons bevestig word deur die teken en seël van die nagmaal as sakrament. Hy beskerm ons. Ons is sy eiendom. Hy het sy seël op ons geplaas. Duur gekoop deur die bloed van Christus. Kom ons luister ook daarna, soos in die formulier vir die viering van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in 'n ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self.
Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges, ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het al sy pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. Elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Selfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam uit Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel in gereedheid gebring word.
Verhef je harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Broers en susters, ek wil ook net noem dat almal wat aansoek gedoen het om nagmaal te gebruik, ook welkom is om saam met ons te gebruik. Is daar nog iemand wat bedien moet word? Neem jy het gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Ons gebruik die beker.
Is almal bedien? Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Terwyl ons so sit, sing ons saam met Psalm 116 verse 1 en 10. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van verderf, wat jou kroon met groentierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dit weer vers 10, hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die Lam. Goed, broers en susters, die eerste deel van Openbaring 7 gaan dus oor die gelowiges op aarde en hoe die Here ons bewaar. Maar kom ons kyk nou na die oorwinning van die gelowiges. Dis waaroor die tweede gedeelte van Openbaring 7 gaan. In vers 9 lees ons dat Johannes 'n groot menigte gesien het wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Om voor die Lam te staan beteken om te deel in die oorwinning
van die lam en om hom te dien. Met ander woorde, hierdie groot menigte staan voor Jesus. Hulle deel in sy oorwinning en dien hom vir altyd. Die wit klere wat hulle aan het, simboliseer die geregtigheid en heiligheid. In vers 13 vra een van die ouderlinge vir Johannes, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Dit is 'n ouderling wat met Johannes praat. Iemand wat ondervinding het van God se verlossing, vra vir Johannes wie die groot menigte is. En die doel van sy vraag is nie dat Johannes hom moet inlig nie, maar om ons aandag te vestig op die groot menigte wat daar is. Ja, die ouderling antwoord aan sy eie vraag. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Ja, die ontelbare menigte is die gelowiges wie se aardse stryd verby is. Die 144.000 waarvan ons in die eerste gedeelte van Openbaring 7 gelees het, is 'n beskrywing van die gelowiges terwyl hulle nog op aarde is. Die ontelbare menigte is 'n beskrywing van dieselfde gelowiges waar hulle in die hemel is, nadat hulle aardse stryd voltooi het. Met ander woorde, die 144.000 is die ontelbare menigte, net vanuit 'n ander perspektief. Vers 9 lees ons dat hulle palmtakke in hulle hande het. Hierdie palmtakke wys hulle blydskap oor hulle verlossing. In die Ou Testament het die Israeliete die Loofhuttefees met palmtakke gevier. Die Loofhuttefees het die Israeliete herinner aan hulle woestynreis en hoe God hulle daarvan verlos het en aan hulle die beloofde land gegee het. En nou die gelowiges in die hemel, palmtakke in hulle hande. God het hulle verlos van hulle aardse stryd. Vers 16 sê dat hulle nie meer honger en dors sal kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie. Hulle aardse woestynreis is verby. En soos een stem het die ontelbare menigte uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Wat 'n ongelooflike ervaring moet dit nie wees nie. Dink net daaraan hoe dit klink as alle gelowiges van die Ou en die Nuwe Testament 'n ontelbare menigte saam uitroep. Ons redding kom van God wat op die troon sit en van die lam. Maar dit is nie net die gelowiges in die hemel wat God loof en prys en dank vir sy verlossing nie. In vers 11 en 12 lees ons dat die engele voor die troon van God aanbid en sê, Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie waarheid is 'n wonderlike troos vir elke gelowige. Ons kan weet dat wanneer ons aardse stryd verby is, ons gaan deel in die oorwinning van die lam en dat ons hom sal dien. Hy sal ons herder wees en ons na die fonteine met die water van die lewe lei. God sal al ons trane afdroog. Broers en susters, in Openbaring 7 word ons bemoedig en getroos met die wete dat God ons bewaar tydens ons aardse stryd en dat ons deel in die oorwinning wat Christus behaal het. Ons is gewas en gereinig van ons sonde deur die bloed van Christus. Broers en susters, hou net vas aan hierdie waarheid. 'n Sekerheid wat weer eens aan ons bevestig en verseël is deur die sakrament van die nagmaal, wat ons nou net gebruik het. Ons kan juig, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam.
Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Kom ons staan en sing ons saam uit Psalm 118, daarvan vers 12. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Met die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat in hierdie week verjaar. Die tweede is Jan de Jager, derde Tannie Mariam, die vierde Mia Pitser en die sewende Sanet Oosthuizen. En al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. En dan word troos vir Helene en Jan en hulle gesin en familie ook toegebid, waar Helene se moeder oorlede is. Die begrafnis vind ook môre plaas. Baie sterkte vir julle. Op die oomblik is dit net God wat kan vertroos deur sy gees. Ons bid dit vir julle toe. Baie sterkte. Ons dra ook nog vir Christine in ons gebede op, waar sy steeds in die Dalby Hospitaal is. Sy sal seker vandag uit die ICU uit ontslaan word, na 'n gewone saal toe gaan en dan heeltemal ontslaan word en by die huis wees. Dit is ons hoop. Dan ook spoedige herstel word vir Rita met 'n roetsnur toegebid na haar operasie. Nou broers en susters, soos ons dit deurgegee het, ons het nie geweet of die water vandag gaan afwees of nie, so ons maar voorsorg getref dat daar nie vandag 'n braai is nie, maar die diakens beloof ons, hulle gaan blykbaar so 'n bouma dingetjie hier agter bou. As dit klaar is, gaan ons groot braaivleisvure aansteek, waar ons hier dan sal nooi en sal opmaak vir die braai wat nie vandag plaasvind nie. So ons sal u op hoogte hou daarvan. Daar is Bybelstudie Dinsdag om 09:30. Broers en susters, net weer eens die Bybelstudie op Sondag, dat is nou net nie vandag nie, maar volgende Sondag sal daar wel wees. Het geskuif van die aande af na die oggende toe. Ons gaan probeer so 10:00 begin, 11:00 klaar maak. So almal van julle is baie hartlik welkom. Daai groep het ook al klaar gegroei van mense wat dit nou kan bywoon. So almal is hartlik welkom.
Ek wil dan net vra vir ons jonger lidmate, dames of broeders en susters, dat ons net gou help om die tafels af te dek en dan die tafels ook terug te vat na die stoorkamertjie toe en alles reg te kry vir volgende Sondag se erediens. Kom ons help die diakens asseblief, al die jong manne en dames, asseblief. Baie dankie en lekker week vir elkeen.